Partykeer gebruik ek hierdie woord, ek hou van die woord coddywample, is someone that's purposefully traveling to a vague destination. En ek ervaar toe iets van wat sy sê van 'n traveler en 'n toerist as 'n metafoor vir die lewe. Lekker, ons rol. My gunsteling gesegde is, dis beter om konstant goed te wees, as soms uitmuntend. Toe het ek besef, maar daar's 'n heeltemal 'n ander wêreld, daar's 'n ander dimensie. It's not like winning the lottery where you put yourself out there and then it happens to you. You have to put yourself out there, but then the hustle starts. So ek het 'n intro vir jou, jy het hom eintlik my gaan help. He's a mentor, which is a mentor and an intern, with a global and local perspective, dedicated to understanding the fundamental drivers of success and significance in the individuals and organizations. His extensive experience includes traveling to 30 countries and engaging with hundreds of organizations all over the past decade, from Silicon Valley tech startups in San Francisco to small leather shops in India, and spanning from regions from Zanzibar to Zambia. Holding an MA in global leadership from the University of Gloucester and drawing from 27 years of diverse ministry experience, he brings a unique blend of knowledge, compassion, and a deep appreciation for people and the gift that lasts. Currently, he serves as the co-founder and chief innovations officer at Booked AI, a tech startup with bases in both South Africa and San Francisco, focusing on making AI simple, secure, and affordable. Additionally, he's also the co-founder of Create Media House, a media agency specializing in brand narratives and providing innovative solutions to companies across the world. His journey and insights are driven by a mission to study, teach, observe, and to serve the next generation of smart creatives and entrepreneurs, aiming to maximize human potential. Dames en here, dit is vir my 'n massive voorreg om the man, the myth, the legend van julle voorstel. Ters is Nieuwoud. Ters, dankie baie vir jou tyd. Dis regtig 'n amazing voorreg. Ek wou dit al lank doen, maar jy's in en uit soos nog nooit nie. So dis vir ons 'n massive voorreg. Ek ken jou al lank. Jy het diep spoor al in my lewe getrap. So ek sê dankie vir jou tyd. So ek hoop is dat jy lê. Nou Peter Marco, snel, toe jy sê, kan ons dit doen, dis ek soos, as ek net saam met jou kan kuier en ek sê, Jy het dit gesê. al rekorder die goed nie is nie, I don't mind. Ja. Ek het so 'n bietjie van 'n icebreakers. Is vanaf van 2 goed sê en dan kies jy een. Dat ons net 'n bietjie agtergrond kry. So koffie of tee? Koffie Die altyd. Netflix of YouTube? Oh, YouTube at this stage, ja. Vroegoggend of laat? Vroegoggend, baie goed. Ek praat nou, ek het 'n ander pel vir wat saam met gekom het en ons was net so van eet en Yes. ek was wel 4:15 wakker. So ek operate ook vroeg in die oggend. Dis al die best course. Pizza of braaivleis? Braaivleis. Ja, depending on where, context is important, but for now, off South Africa, braaivleis, ja. Okay, en dan katte wonne? Ons, definitely. Okay, WhatsApp of email? WhatsApp, Flip-flops of face? flip-flops, Okay. Eerste woord in jou kop en kom as jy hierdie woorde hoor. In hoe fase? value, Afrika, travel, toekoms, symbiotic, vryheid, time, Sondagmiddag, jazz, boek. lees, inspire, groei. Nice. So ek wil begin deur ek dink deel uit jou CV uit te vat. Mentor and a local perspective. Wat beteken dit vir jou? Ek dink ek het dit by Chip Conley, is hy die ouens van Airbnb gementor en hy het op 'n baie gevorderde ouderdom met hy homself bevind weer in 'n ander industrie soos tech, is tech startup soos Airbnb en hy het die woord gekoin, mentor, hy's 'n mentor vir hierdie jong span en tog 'n intern en heerlik. En dis waar ek myself bevind het op 45. My span saam met wie ek werk, my co-founders, hulle is 20 jaar jonger as ek. Alles van
So ek weet As jou pa se oom sê. ja, hulle mag enigstens mag dit nie nee sê nie. Ja. Maar ek besef te weet ek is hier om te leer. Dit is vir my belangrik om so ingestel te hê van wat kan ek leer? So ek's 'n intern in hierdie tech space wat ek ongelooflik baie geniet, maar ek besef ook weet die laaste 30 jaar se ervaring bring ek ook iets na die tafel toe van wie ek is. En dan in daai opsig soek ek 'n mentor. So die woord mentor het vir my baie gehelp. To be a mentor and an intern, myself te awesome. Die woord local is ek nog altyd verliefd toe ek nagraads in Engels studeer het ek op die woord afgekom globalism en om global en local. Ek dink daar's 'n groot revolt nou tans in baie van die westerse lande rondom globalism. Hulle is bietjie anti-globalist, maar daar is tog iets positief. Ek dink net die produkte wat ons het, wat ons dra, dit 'n global perspective help ons te verstaan en nie baie eng te wees en my op die kortsigtig nie. So dit's daai global perspective is goed, maar nie ten koste van die local nie. Ek is tog Afrikaner. Kom van Suid-Afrika. Ek hou van braai. So my localness maak saak. En daarvoor hou ek vir die woord localist. Om 'n local worldview te hê. Van ek verstaan ek is deel van 'n global village, maar ek is tog met my local dra waarde toe. Down. Ek ken jou nou 'n ruk, so jy was altyd het jy eintlik nie het al 30 lande besoek. So jy was altyd nog by gaan en kyk wat is dit. Maar wat se ervaring het in daai tyd vir jou ergens die diepste geraak? Het jy hoekom het dit jou getrek om dit te doen? Ek weet 30 lande nie almal wil dit doen of is. Ja, een van my ek was op 'n navorsingstrip wat ons met 'n kar letterlik na Nairobi toe en terug gery het. Dis een van die ek sê maar ja, dit's 'n paar duisend kilometer. Ons het toe weer gestop in Dar es Salaam en met 'n serie oor sy Zanzibar toe en ons 'n tipe van 'n dokumentêr geskied vir 'n universiteit. En ons ontmoet toe mense daar is toe 'n girl daar wat sy was toe letterlik al in elke 'n land in die wêreld wat sy al van geboorte af travel haar ouers. Hulle is van een van die Noordiese of Skandinawiese lande. Dink sy is toe ons al met 2 of 23. En ek vra haar toe omtrent dieselfde vraag en sy sê iets vir my baie interessant. Sy sê there's a big difference between a tourist and a traveller. Partykeer gebruik ek hierdie woord, ek hou van die woord koddywampel, is someone that's purposefully traveling to a vague destination. En ek ervaar toe iets van wat sy sê van 'n traveller en 'n toerist as 'n metafoor vir die lewe. En daar in Zanzibar dis baie mooi, maar is ook baie interessant. Is Sharia law is 98% Islam. Dis soos hierdie wêrelde, dit was hierdie slave trade hub vir die Arabiere gewees vir jare. Baie interessante plek met Stone Town en sy wat van die Skandinawiese land ons wat en daai oomblik daarso en dit wat sy sê en ek besef baie mense gaan deur die lewe as toerist. Hulle doen die superficial sightseeing goedjies. Maar is 'n verskil as 'n traveller, as 'n pelgrim om deur die lewe te gaan om so 'n bietjie dieper af te gaan en nie net altyd na die fasade te kyk nie, maar agter dit. Die kos te eet, die mense hulle stories te vra. En daar is een van die oomblikke wat vir my nogal besonder was. Die ander een was 'n hike in die Redwood Forest in Northern California. Het ek verkeerde afrit gevat in die bos en ek het verdwaal. En ek het opstaan nie geweet hoe gaan ek by die huis kom. Die taal se reg toe aan. Yes, wees nie te by die kar uitgekom, maar daar het ek weer iets geleer van solitude and loneliness. Loneliness is not good, but solitude is beautiful. En daar was daai oomblik, daai threshold waar vir 'n oomblik het ek solitude ervaar en toe skielik lonely. En daai ervaring was saam met hierdie groot bome in Northern California en hierdie Redwood Forest, sequoia bome. So daai is 2 van die oomblikke en ek het honderde sulke stories. Ek onthou jy het een keer vertel van 'n pel van jou wat ergens was. Dat jy moes hulle uitgaan op see. Daai storie. Ja. Toe duik hy saam met ouens dat dit kan ek die los hulle ons Nee, dit was ek. Dis jy. Ek het weggeraak. Ons het vir 'n haai duik. Alhoewel sjoe, ek onthou dit Maas. Ja. En ek het saam dit is hierdie tweeling boeties.
hulle van is Palm. En die een, hulle is ook hierdie crazy adventurers en hulle sou hierdie Heideck gaan doen het, maar die een cancel toe en die ander bel my en ek is toe in Shlanga, Belito. En ek sê ja, ek nog altyd Heideck gedoen het, maar hier is saam met die Raggetoes en is vroeg die oggend, ek ry toe deur Umkomaas toe, ek dink die drive company is the Whaler of iets, en ek voel net ongemaklik oor dit. En ek sê vir my vrou wat ek op daai se mee uitgegaan het, hoor ek iets, dit is asof die Heilige Gees my sê, moenie gaan nie, maar ek wil hy sien, sonder 'n cage, ek wil daar saam met hulle duik. En kom daar, maar hy sê nooit vir hulle dat ek is nie sy broer nie, ek is op daai stadium Open Water 1, hulle is hierdie dive masters, hy sê, dis net, alles gebeur net te vinnig, en dis stormagtig, dis 7 uur die oggend, maar dit lyk of dit nag is, soos vir die wolke so dik hang, die golwe is net, en ons is toe in, en jy klou net, in Suid-Afrika se duikers anyway, soos Navy SEAL duikers, daar's niks gemaklik rondom die goeters, jy moet hierdie golwe trotseer, en as by die Shark kom, jy sien die land het, nou is dit hierdie currents, en ons het, die ou sê, okay, dat die plek waar ons moet vinnig maak, en ek is nog net nie op daai vlak nie, en het voel vir my asof ek heeltyd agter, en toe ek weer sien, toe is ons almal in, en halfpad af, toe ek nie reg opgekiet nie, en my masker skiet toe af, en ek kan nie die ou sien, is net bubbles, en ek begin te panic, maar eventually doen ek nou die maasklere en ek probeer by hulle kom, maar jy sê ek letterlik 'n duikery tank uit die agter, soos wat jy angstig raak hier so in jou bugs. Die gevolg is, ons sien toe die haie, die Raggetoes, dis incredible, maar ek het nou al soveel suurstof opgebruik, dat ek wys nie vir die dagmaster, dat ek gaan op, my lig is klaar, maar hulle almal is like pro, Navy SEAL tipe level, Hardryd is hulle gaan lang tyd, en my gevolg is ek raak toe gesplit, want ek kan nie, die currents is net te sterk, is stymig, en toe ek boek kom, ek sien nie die boot, en hulle kom eers omtrent 20-30 minute later van hulle opkom, so toe begin ek so te trust. Nou, die uiteinde is, ek het toe weer by die bootjie uitgekom, hulle die soektog toe afgeskakel, en ons het teruggekom, maar daai oomblik wat jy daar drift in die see alleen, en jy, ja, dit is, ja, ek actually al skeep van dit, ja. Daar denk ek sal baie gekleed, Dit was so. Okay, ek dink, vertel ons jou storie, hoe het jou jare, dink ek, jy was 27 jaar in bediening, hoe het jou gevorm om miskien, en hoe het jy toe eventueel besluit, waar jy, ek gaan nou 5 jaar en die tech ding probeer, kyk as jy daar weer kan, dat. Wel, ek het nog altyd ek gaan heel in die begin, en as ek het probeer nou fast track tot waar ons nou is, ek het nog altyd 'n liefde vir die Here, vandat ek kan onthou, my ouma, sy het 'n boekie gehad, wat sy, my eerste woorde, waar te gaan praat het sy neergeskryf, en toe later sy my so gee, en toe sy daai klein boekie vir my gegee, toe sien ek, van my eerste woorde was gebede, wat ek vir my ouma, of as iemand siek is, of iemand, bid ek van, ek het heel veel 'n passie om mense te bid, en ek is lief vir mense, maar, my pa so dit toe ek baie jong was, moeilike omstandighede gehad as kind, baie moeilike omstandighede, en by Sasol gaan werk na skool, en by Sasol die roeping van die Here ervaar, teologie gaan studeer, by gemeente betrokke geraak, maar nog altyd, ek sal sê parallel met bediening, was dit vir my persoonlik belangrik, om altyd 'n half bietjie gegrond te wees in ander tipe wêrelde, ander tipe perspektiewe. So ek was altyd betrokke met musiek, studios, kuns, tech, innovation, en begin in die konsultasiewêreld werk, geleentheid toe gehad op stadium om paar besighede begin, en toe in Engeland te gaan studeer. En ek dink daar is waar die pennies vir my in 2010 begin drop het van ek het nogal 'n passie vir innovasie, so culturing, organizational change management, leadership, en ek wou toe na my wou graag in Oxford, ek het goedkeuring gekry om ek my D gaan doen het, en ek en my vrou daai stadium besluit, dit gaan nie goed wees vir ons kinders nie, want ek gaan met vir 5 jaar, 'n paar maande, jaar uit die huis uit wees, dit effektief sou beteken dat ek 'n jaar uit my kinders se lewens uit mis vir die eerste 5 jaar, so nou compound. En dan sluit ek 'n ander proses begin langs dit, en
terwyl ek in die bediening is, gaan toer na maatskappye toe, gaan leer, wat maak hulle suksesvol, significant of toxic, of individue of organisasies. Kyk, waar is die common denominators? Veral waar daar innovation in die gang is. En daar het iets in my hart begin broei, maar dan het ek dit altyd teruggebring, kerk toe, weet, oral waar ek by die gemeentes betrokke was, wel al, weet ek, hoe kan ons innovate, hoe kan ons na die volgende slag toe vat, hoe kan ons meer relevant wees met die evangelie daar buite. En ek dink in daai proses het ek amazing geleentheid gehad, amazing platform binne die kerk, maar daar's altyd iets binne my wat sê, ek sal like om in die tech wêreld iets te bou. Soos wat jy is Falcon 9 of 'n Google of een van die tipe goeders fisies te bou. Nie net te praat daaroor, nie net te gaan sit wel en hulle te leer en ons ander organisasies kyk na al hierdie ABC nie. En self hande vel te maak en dit te doen. En so 3 jaar terug, dit was op 'n shoot en ek het toe mense ontmoet op 'n shoot wat ons goed gesels en dit is toe my co-founders by Booked. En daar het net iets in my hart geresoneer. En ek het een oggend nou, ek skiep oor 'n klomp goeders hierso van wat die Here met my gedoen het in detail. Maar dis weird, dit is asof ek een oggend wakker geword het en dis asof my purpose geshift het. Waar my passie en my purpose vir die local church net skielik toe sit, dis as my roeping vir dit nie meer daar was. En dis 'n baie interessante ervaring, want ek is nie, en ek gee, Mark of jy is ook seker in 'n mate sodat jy kan nie opstaan in die oggend en nie purpose in whatever jy doen. Wat feel jou? Ek sal vra. Ek kan nie, it's not just a job. I'm not a tourist. En ek verstaan, weet ek sê ou wat vir almal van preach het, wat jou MTP, 'n massive transformative purpose. En ek het in daai proses ook besef, nie almal is so nie, en dis okay. Maar hoe ouer jy word, leer jy jouself ken. Ek moet purpose hê. As ek opstaan in die oggend, wil ek daai purpose met my oorweldig. En ek het dit in die kerk gevind en gehad, en die next moment, en ek weet dit skok seker nou 'n klomp mense wat ek sê, maar ek het nie noodwendig daai oggend ook opstaan dit nie gehad. Nie dat ek nie lief is vir die Here of nie lief is vir die dan, maar daai ziel, daai vurigheid, Ja, presies dat. it is gone. And that's it. But it was rekindled in something else. En skielik word daar iets in my wakker rondom om globally 'n legacy tech-maatskappy te bou wat moeëse impak sal hê klomp mense op enige vlak. En dis taak, dit is nie, ons is nog steeds besig met dit en dit is nie maklik nie. Dis seker een van die moeilikste goed wat ek al in my lewe probeer bou het en deel is van, is om iets 'n product market fit te vind vir wat mense regtig values is. Ja. En iets van dit het nou begin gebeur in die laaste paar maande, en dis lekker, Max, versigtig opgewonde. Ek dink jy het gepraat oor wat mense dryf, dit is 'n passie van jou, jy weet, om dit uit te vind. Jy het nou met klomp besighede al gepraat, en wat sal jy sê het jy geleer oor, wat is die myn, wat dryf mense? Daniel H. Pink is een van my gunsteling auteurs, die boek dryf, dus die boek gaan juist oor, drive. En ek moet sê, ek vind baie aanklank by wat hy sê, twee goeders is autonomy en purpose, wat dryf mense, is my waarvoor was ek gemaak, weet, om in die oggend op te staan en sê, okay, wow, is weer daai hele ding van second half is success to significance. Op een of ander stadium kan geld die nommers kan net soveel vir jou beteken. So 'n sekere gedeelte van jou lewe dryf sukses jou. Geld maak saak, of om hierdie kar of daai ding te maak. 'n stadium dan shift daai na meer as net geld. Want ek het nou studies gedoen, en weet as jy sekere bedrag geld verdien 'n maand, dan is jy happy. Maar meer as dit bring nie meer happiness nie, of joy nie. Dan begin jy gryp na goed like purpose en significance. En wat Daniel H. Pink sê is, purpose dryf mense, is om te sê, waarvoor is ek geskape? Ek lyk 'n sekere manier, ek praat 'n sekere manier, daar's 'n manier of 'n rede
hoekom my make-up so is, hoekom het die Here my so geskaap, wat maak my uniek, en daai uniekheid moet tog byvoeg tot iets, wat is daai iets? Dis jammer as mense nie daai vraag vra, en ek is wel bewus, dat nie almal sal daai vraag nie, of almal is dit belangrik nie. Dis so altyd vir my hartseer, wat ek besef, mense se dryf is nie purpose, of significance nie, of dalk meer iets anders te doen. Maar volgens die science, autonomy and purpose. So om te voel ek het 'n sekere independence en autonomy om iets te mag doen. Dis my altyd hartseer, en juist in die finansiële game. Dit hartseer is dit as mense op 'n sekere ouderdom kom en in plaas van om te doen goed wat hulle wil doen, moet hulle goed doen wat hulle moet doen net om in die lewe te bly. Dan het hulle nie daai autonomie nie. En dan begin iets van hulle lewenslus wegkwyn. En daai is hartseer en dis luister. Ek dink as mens praat oor sukses praat, wat beteken sukses vir jou vandag in vergelyking miskien met 10 jaar terug of 15 jaar terug? Jy praat eintlik van jou, dit kan nie net oor rand en sent sê, maar van nie. Eventueel kom jy op jy sê ek gaan nooit, ek weet nou, dit moet ergens met dit te doen wees. Ek moet nou, dit wat ek doen, moet ek voel, yes, dis wat ek gebore is, dis my natural, dis nie net, kan nie net al. Vir my, sukses en significance, ek het gelukkig al baie vroeg in my lewe die vraag gevra, hoe lyk sukses en significance? Vir my gaan dit oor om waarde toe te voeg aan mense. Ek wil altyd, as ek met mense te doen het, of dit in 'n oomblik is, en of dit oor tyd is, daai, a moment needs to create momentum that adds value on a legacy level. Ek sal vra vir my kinders se kinders moet voel, ons oupa het hierdie gebou, en dit voeg nou nog waarde toe, tot ons lewens. Op wat se vlak met dit. Is dit inspirasie is, en baie byskool. Eers my gunsteling woord is inspirasie, want die Griekse woord sê, dis in spirit to it's like to resuscitate, to breathe life into, so mense te help om waarde toe te voeg tot hulle lewe, en hulle te inspireer om te lewe. So sukses is vir my dit. T.D. Jakes het een keer gesê, success is to give birth to every God-given idea. Nou, my innovation is nie net om iets niets na die tafel te bring, maar daai iets niets met waarde toevoeg tot mense. En dit vir my is sukses. Dit gesê dat ek eintlik maar vir jou wil vra, ek dink terwyl ons hier is, jy het gesê jy het al vroeg in jou lewe, jy weet, so ek vra wat dit skep jy tye wat jy alleen sê nou maar dink oor soos hoe werk jy proses om die moeilike vrae te vra wat jy dink jy dit vra? Van dit is by design en intentioneel, en van dit is as gevolg van eksterne omstandighede wat ek nie beheer oor gehad het. Ek het al slegte goed wat in my lewe gebeur het, van mense wat naby my is, wat ek in die dood verloor het. En dan is al foute wat ek gemaak het. Ek het al baie slegte foute keuses. Ek het al stupid keuses in my lewe gemaak wat mense seer gemaak het, wat my seer gemaak het, my toekoms belemmer het. Ek het baie slegte foute gemaak. En ek dink daai 3 reset baie keer op dwing jou. So ek kan by design gaan, ek sê vroeg oggend, ek is elke oggend tussen 4 en 5 se op, dan het ek 'n roetine en 'n ritueel, waar ek bietjie bid en dink en mediteer en lees, net stil, I need that. Ek weet of ek sal op 'n trip gaan, ek het vir baie lank in my lewe, dan sal ek op 'n roadtrip gaan, so in die Redwood Forest, of Nevada, in die woestyn, en daai oomblikke te hê, sê nou waar gaan my lewe? En dan is daar daar's net so jy so vanaf dit stilstaan, maar is iemand wat jy baie lief het wat doodgaan naby jou. En dan sê ek het al nerg probeer tel, as ek oor die 500 begrafnisse in my lewe gedoen. En dan een van die goed ek altyd gesê het is vir mense, vir jou om die persoon wat oorlede is te honor, is vir jou om te lewe. So daai ou kerkvaders wat sê God's joy is man to be fully alive. Maar ek is soveel keer vir myself sê, en is sleg, want jy kom op 'n plek en sê, ek wil nie meer lewe nie.
Miskien wat verander jou? Wat God het jou gemaak en lewe in jou ingeblaas. Ja, ons almal maak foute. Ons almal maak foute. Maar as hoe ons met daai foute saamleef, want ons lewe in 'n gebroke wêreld. En dan is daar so dis by design, goed wat ekstern gebeur, en dan foute wat ek self gemaak het, wat my tot stilstand gebring het en sê ek, wat nou? Ja. Dit is moeilik om die speel dan te coach. En jy's die snaakste doet, jy's nou in 'n game wat jy eintlik meer foute en vinniger jy foute maak. Ja. Dit beter is vir jou. Ja, dis Jy leer eintlik en fail fast, fail forward, fail after. Nou, okay, as ons nou gaan bietjie met daai ja, jy het net 'n bietjie aangeraak oor wat jy doen by Boot AI. Maar dis obviously nie 'n maklike ding. Wat is jou grootste issue? Telling me sukkel. Ek dink die mense verstaan presies wat is besig om te gebeur nie. November 2022 toe is het OpenAI, ChatGPT public gemaak. Twee ander goeters ook gebeur wat wel verander met mense nog nie eers besef nie, weet, en dit is die wormhole theorie is nie meer 'n teorie nie, met quantum bits wat deur 'n wormhole gegaan het en dan nuclear fusion, maar die AI is in die publiek bekend gestel. En artificial intelligence, kunsmatige intelligensie, is geen wetstaats, is van Cloudflare afkom met KI. Dis weer, so ek praat nog van AI, die krag daarvan, en hoe dit mense kan help. Nou, weet dat mense sal my vra partykeer, is dit die antichrist, dis is glad nie die antichrist nie, dis soos wiskunde, dit gaan ons lewe verbeter, maar die issues waarmee ek nou sukkel is vir mense om te verstaan hoe dit hulle kan help in 'n daaglikse basis. Een van ons verbruikers gebruik dit baie goed, en toe ek nou met hom sit, toe sê ek vir hom, sê vir my, wat is die een ding wat jou help, dat jy kan AI in jou lewe? Hy sê, dit gee vir my tyd terug. Hy sê, vir jare moes ek baie tyd spandeer aan navorsing A, B, C, D. Hy sê, nou gebeur hierdie goed op 'n baie hoër vlak, baie vinniger. Ek het tyd vir my vrou, tyd vir my kinders, tyd vir die Here, tyd vir my om myself en my liggaam te kyk. En as ek dit vir mense kan teruggee deur om hulle AI te gee, dan het ons al baie gedoen. Maar ek sukkel dat mense, een van ons woorde, guiding woorde hierso by Boot AI is curiosity. Om nuuskierig te wees, sê jy, ek wil leer, ek wil groei as mens. Ons het agterkom, people are afraid of the future because they don't feel included. Ja. I want to include it. En dis ons het maak dit baie goedkoper en baie makliker. Ons probeer die kompleksiteit in dit wat hou. Okay, as jy nou vir mense van Cloudflare is duidelik, wat presies is dit wat jy liefie, wat sê jy sê? So ons maak artificial intelligence, nou as jy nie weet wat AI is nie, AI is a large language model, wat homself geleer het deur data te eet. Kom sê, hy eet hierdie data. Kom ons sê, kom ek gee vir wat. As jy, toe jy hiernatoe moes gery het, moes ek 10 Google Maps gebruik het. Okay? Maar as jy nou al vir die 30ste keer hiernatoe gery het, hier waar ons vandag is, dan hoef jy dit nie te leer, want jou brein het nou al die roete geleer, so nou gebeur dit vinnig. En dis wat hierdie large language models doen is, hulle predict, sit gewig aan die goed, en sê hulle, okay, nou leer ons dit, en nou kan hulle die wêreldse data vinnig opheet, vereenvoudig en vir jou antwoord gee. Ja, daar is baie keer hallucination, daar is baie keer foute in hier, maar dink gou so daar, waar AI nou is die domste wat dit nog ooit gaan wees. En vandaar word hy al hoe slimmer. Nou ons het navorsing gedoen, en jy kan gaan kyk, van die 1970s af, is innovasie op 'n decline, nie op 'n incline. Jy het gesien hoe die iPhone beter word, maar jou ouma het gesien hoe die perd 'n kar word. Die rede daarvoor is wijsheid. Ons elektrisiteit. Ja, ons is in 'n era waar informasie die hele tyd verdubbel, maar we couldn't make sense of all that data, want ons het nie die vermoë as mens gehad om al hierdie lyne te trek en al hierdie data, ek meen mediese papers word elke dag gepublish, duisende. Hoe kan ek collate that and make sense of it? Nou het ons 'n tool gebou om dit te kan doen, en in jou taal vir jou te sê, op jou vlak vir jou te sê, te Markov, hier is 'n trend, kyk hier na ABC, en jy kan sê, okay, dis interessant, nou,
thinking elevates thinking. Nou gaan jy as mens met jou brein bo en sê ek, maar kyk vir my na hierdie en hierdie en hierdie. Sê ja, jy's reg, dit maak so. En skielik is ons nou in 'n era waar ons gaan weer innovation sien soos wat jou ouma dit gesê het. En daar wat is baie op ons. Die ouens van Kerstel te sê byt vas. Ons het 'n tool gekry wat soos wiskunde in jou calculator is, maar op 'n baie hoër vlak om vir ons te help om lewe nuttig te doen. Right. Is daar 'n punt waar AI homself kan handhaaf, of self so homself kan sustain? Daar is 'n gevaar. Ja. The danger is real, yes. Maar ek dink dis is om bang te wees vir wiskunde oor die atoombom. Wie weet dit is die mens wat betrokke is in die situasie. Ek dink nie die gevaar is die AI nie. Ek dink die gevaar is die mens wat met die AI werk. Dis meer vir my die culprit. En jy praat van generative AI waar homself dan sê ek maar die mens is dalk die probleem in die proses. Dis vir my moeilik om daaroor te spekuleer. Op die stadium, dit wat ek weet, dit wat ek sien, dit wat ons by die laboratorium sien, ek is nie bang of so nie, en dit ek dalk meer opgebonde oor waartoe ek daar sê. Die talk wat julle het in San Francisco, dis seker maar high-paced gegeven, ek dink vaders bietjie daardie, waar is dit met hulle? Ja, so San Francisco self, die stad het deur 'n baie interessante stadium gegaan, omdat dit maar so 'n bietjie uitmekaar het geval. Daar's nou weer hierdie resurgence, hierdie revival, asof jy voel letterlik as jy daar deur die strate stap, soos die gold rush, so in California, maar die gold is nou nie meer goud en AI. As jy het duisende mense wat na die laboratoriums toe kom, ek weet, daar's letterlik elke aand, as ek net in perspektief moet sit, ek probeer maar by tech startup events uitkom in Suid-Afrika, na seker 4 of 5 in 'n jaar, ordentlik is. En daar's dit maar eintlik maar baie dieselfde mense wat daar uithang. Daar's letterlik elke aand in San Francisco 4 of 5 events waartoe jy kan gaan, waar daar verskillende mense is wat elkeen besig is om te dink, hoe gaan ons AI gebruik om 'n probleem op te los? En dan is daar nou obviously venture capital en tech startups en jy het van die beste, grootste brains daarso wat sê, okay, hoe gaan ons hierdie AI gebruik om hierdie probleem op te los? Dit in itself is die dinamika van dit en die energie daarvan is exhilarating. Maar is ook scary, want hulle create 'n bubble. Dit is wat ons kom sê, okay, maar wat van die general public, wat van die alledaagse ou? Want daar in homself probeer almal die beste wees en hulle probeer Grootste bou. Dis duur, dis moeilik, dis vinnig. Jy het met die interessantste mense, weet jy sal in 'n geselskap staan en weet hierdie ou is 'n physicist, hierdie ou het 'n doktorsgraad in dit, hierdie ou het gewerk op die Falcon 9, hierdie ou werk vir NASA, weet en jy staan dan soos, waar kom jy uit van Pretoria af? Maar wat ek toe geleer het in die proses, people still are people. Die mens element geen nooit uit kan haal. En die behoefte van die mens, maak nie saak hoeveel grade of sy ervaring jy het nie, still about people. Jesus is nie vir mense, hy staan vir mense. Jy het nou obviously baie forme van besigheid gesien het en kulture. Wat sou jy sê is, wat het al daai suksesvolle companies dink jy? So iets wat hulle spesifiek. Daar's 'n klomp vir dus. Daar was weer, honestly, daar's verskillende in die tech en agri en swart. Ons het 'n sê woord by ons, is don't be in love with the solution, be in love with the problem. Ek dink baie keer om die probleem te verstaan. Baie van hierdie maatskappye wat suksesvol is, wat ons al gesien het en by uitgekom het, is somehow they understand and get to what's the problem. Ek het so 'n boek gelees oor strategie, en die ou het baie mooi opgesom. Hy sê, strategie gaan oor 3 goed. Die diagnose, wat is die probleem? Die guardrails, om te weet, ek moet binne hierdie perimeters bly, dis nie waarvoor ek ja sê, dis waarvoor ek nee sê. En dan coherent action. So, dat nie ek sê, hier is die probleem, hier is die guardrails, maar my aksie lei tot iets anders toe. En is daai gefokuste aksie,
op die probleem wat baie van hierdie ouens wat suksesvol is regkry. Dis iets wat ons ook agter kom moet doen. En soos met Create wat julle het op die website staan wat julle dis belangrik om 'n narratief van 'n company. Yes. So dit speel ook dan obviously seker 'n massive rol van Yes. van die sukses. Jou storie, Storie is eintlik alles. alles. En ek dink ek het nou met jou gepraat. Ek meen in ons geval, ons besigheid wat ons het, die finansiële beplanning gedeelte het eintlik maar ontstaan want daar was 'n probleem by Paat sien luister. As iemand tot sterwe kom en al sy goed is versprei oral, dit vat maande met daai vrou wat agterbly by baie rustige. Wat hulle kry is rus sodra alles afgaan. En dit jy skep die probleem wat dis sy storie. Dis hoekom ons dit doen. En ons doen dit 4 jaar later presies dieselfde rede, maar dis die storie. So jy het heeltyd dis dieselfde theme. Dit is absoluut. Dit pas aan by die omgewing en ons obviously doen ons nou daai deur 'n Zoom sê maar dis daar wat ek wil. Maar die probleem is dit. Ja, jy is absoluut reg. Storie het simmetrie. Pause, daar's ritme in storie. Jou brein wat gebeur in jou die system 1, system 2, jou prefrontal cortex hy soek daai patroon. En as hy 'n patroon kry nie, dan maak hy kan nie sin maak. Dit is letterlik praat van cognitive dissonance. Weet as my besigheid toe kom en ek ervaar cognitive dissonance, dan maak dit so van jou besigheid. So die beste maatskappye wat verstaan hoe om boonbehalwe dat die produk moet werk. What's my messaging? What's my story? Hoe vertel ek die storie? En hoe vind daai persoon value in daai storie? As ek verstaan dat julle is 'n finansiële huis wat moenie worry oor die res. Ons haal die kompleksiteit, dis alles onder een dak. Ons sal saam met jou hierdie pad stap want mense is bang vir die onbekende. So ons sal daai onbekende skielik verstaan ek 'n storie en nou voel dit gemakkelijk. En nou begin my brein op dat dit daai social architecture. So jy is absoluut reg om as ons storie kan vertel en dis wat ons by Create doen. Plato het gesê, those who tell the best stories rule the world. En ons is science rondom stories te vertel. Ja. En as ons die science verstaan, kan ons dit gebruik tot ons voordeel. Moes jy 'n voorbeeld. As jy in 'n winkel instap, enige Edgars, Woolworths, wat ook al, 99% van die keer as jy nou instap, en dan sal daai persoon na jou toe kom. Dan sal daai persoon jou wat vra. Kan ek help? Dan gaan jy 99% of the time, dan gaan jy antwoord, ek kyk nie. Nou as 'n besigheidseienaar, jy's 'n besigheidseienaar, ek's 'n besigheidseienaar. Ek wil verkoop. Your livelihood, my livelihood depends on you interacting with that person. As ons dan weet dis die situasie, en ons gebruik al julle storie simmetrie, dan kan ek die volgende doen. Ek kan na jou kom en ek kan sê, as ek weet wat jou antwoord gaan wees, dan gaan ek 'n ander vraag vra. Social nudging, social architecture. So ek kan nou sê, hallo, is dit jou eerste keerie? Nou weet ek, jy kan of sê ja, of nee, binary, of die. So nou kan ek dit Jy kan 'n skrip klaar skryf. Hallo, is dit jou eerste keerie? Ja, it's your lucky day. Vir ouens, vir die eerste keer het ek 'n special. Ja. Nou kan ek weer na toe kom en sê, hallo, is dit jou eerste keer? Of ek kan vra, hallo. En nou, as ek vra is die eerste keer en jy sê nee, dan sê ek, it's your lucky day. It's gonna stay your lucky day. Nee. En dis die lekker ding van wanneer ons lees en ons mense weer en ons verstaan hoe die brein werk is, die sales in so 'n winkel, ek weet nie wat kan onthou nie, maar dit is 'n ongelooflike persentasie wat hy opgee van dit op sales. So kan ons vorentoe gaan. En dis die waarde wat ons kom terug om 'n storie te spaar. Okay, that's obviously jy het hierdie company saam baie jonger ouens soos jy saam begin. Wat dink jy is ek dink dit gaan oor nou generational dit back. Ek het gesê vir my dis 'n snaakse generasie wat hulle is baie meer deur Zoom of deur social media wat mense kommunikeer. Maar wat is dit vir jou, hoe ervaar jy die jonger generasie? Hoe ervaar jy die span met 20 jaar ouer as jy is? Koop julle met die generational gap wat daar is? Ja, daar is tye wat dit 'n uitdaging is. Ek dink
die voorreg wat ek het is om met die ingesteldheid van toe ek nagraads het ek 'n ding gedoen rondom leierskap en ek het besef dat een van die key goed van 'n leier, goeie leier, is hulle kan goed luister en straal staan. En ek dink met daai priming wat ek gehad het van daai seisoen in my lewe, het ek as 'n mentor en as 'n intern sê, kyk, kom ek luister meer en straal beter straal. En daai skill het my baie gehelp. Ek dink as ek dit nie gehad het, sal ek soos van my peers wat sê, nee, klop, en nou is too cynic watch. Ja. Daar is common denominators as goeders wat, ek moet sê die span saam met wie ek werk is vir my heeltemal anders as wat almal baie keer oor mou. Hulle werksetiek is amazing. Waar van die ander sê nee, hierdie jong generasie se werksetiek, ek kom dit nie agter nie. Ek die ouens werk dag en nag. Hulle is fokus, Maar dit gaan ook oor dis passie. Ja, en ek sê dit gaan oor as hy weet hy kan opstaan en dis waarvoor hy gaan. ja. Hulle sal werk. Dis as jy passie. Ek het ook 2 tieners in die huis. My dogter is 15 en my seun is 12. So daar's ek baie op my knieë en bid vir die Here en sê help my. So dis 'n ander uitdaging. Maar ek dink my nuuskierigheid en liefde vir mense help my om dalk so 'n bietjie bias, maar die kommunikasie is 'n ding. Ek is byvoorbeeld glad nie 'n gamer nie. Die ouens wie ek werk, hulle love games. My kinders love games. Ek dink ek het Tetris gespeel 20 jaar terug. Pac-Man. Dit's weet ek die Minecraft movie maak nie vir my sin nie. Soos niks, ek verstaan dit nie. But that doesn't mean I can't ask questions and try to engage. So daar's 'n teksgedeelte in Maleagi, die laaste paar verse van Maleagi wat sê, wanneer die harte van die vaders draai na die harte van die kinders, dan sal daar 'n seën wees. As dit nie so is daar vloek op die land. Daarin lê 'n beginsel wat sê, dis ons ouer generasie wat 'n verantwoordelikheid het om eers na hulle vlak toe te gaan en te luister en skade staan. En ek dink daarin het iets vir my oop gebeur. Dis belangrik. As daar een beginsel is wat jy sê jou ouens sal wil afgelaat wil sien, wat sal dit wees? Nuuskierig. Ek dink geloof begin by nuuskierigheid. Ek dink vir ons, ek dink waar begin is dit ons behaag voor dit geloof. Maar geloof moet tog nog, waar begin daai van, I'm here, I want to be there, I'm trusting Lord for meer, om die wêreld te bereik, om te leer, om te verstaan, om te groei. Baie van dit kom terug na to be curious, nuuskierig te wees. So wonder wat is dit? En vra te vra. Sê maar wonder wat is jou storie? Wat is daai mense se storie? Hoekom maak hulle so? All ties back to curiosity. So, ek sal sê weet stay curious, wees nuuskierig, leer. Sorry, nie bang wees om in te strain. Ja, jy maak foute en mense maak foute in jou en jy kry seer. That's brokenness. Jy moet nie dat brokenness jou curiosity en wat. Ek dink die een woord wat ek love saam met curiosity is hoop. Mense wat hoop droom. En dromers verander die wêreld. Wat wil jy hê met jou nalatenskap? Ek dink as mense my moet onthou en dan wil dit voel, yes, hy het waarde toegevoeg, dit is lewe. He added value, and because he added value, I want to add value, so paying it forward. Jy moet nie sign up wees en weef dit ook op hand, maar add value. En moet nie altyd voel, nie reciprocal wees, ja, ek kan nie vir jou geen intief my terug is. It's not about that, just add value, sit saad in die front en vertrou die Here, just add value. So as mense my moet onthou, it's like, hy het waarde toe stof by Here. Awesome. Wat in jou lewe tans probeer jy verstaan met miskien op die aanvulling? Leersklas baie. Ek kan nie verstaan dat Here ons liefhet nie. So
dink aan my, weet dis my moet jy sê, genade is my 'n misterie, liefde is my 'n misterie. En ek weet nie wat ek wil verstaan. Dis dalk dis agter wat mense nie moet verstaan nie. Snaps, ek het dit by, is elke keer as my kinders gebore het, daai, as hulle uit, ek meen, die eerste keer wat julle sien, hulle het nog niks gedoen. Also, ek meen, hulle wil net skree, maar jou liefde en jou absolute, So jy alles gee, jy sê jou lewe gee. En nou, dis ook wat, werklik. ja, dit nie waar. Ja, ek kan nie verstaan partykeer dat mense mense wil kaas ken. Ek verstaan nie, want ons almal in elk foute. So kom ons gee vir mekaar kans. Let's be onverskillig oor nie, maar ja, ek dink die ander kompleksiteit behalwe dit, die God in my lewe is mense. Ek kan nie altyd mense verstaan. Ek gaan nie sê vroumense, ek dink mense. Net ja, ek Mense was ook al 'n groot deel van jou lewe. ja, ek is baie lief vir mense en ek verdien mense, maar ek miskien om dit mense dit nie probeer verstaan. Okay, ons is amper daar. Een ding wat jy self moes ontdek het in jou lewe, wat jy nie kon, niemand jy kon leer. Waar moes jy gaan? Wat jy denk, dis bietjie hou wat ek self moes vat, wat jy nou, as ek wat ek sê, dis kerk. So, Ek doen dit baie keer die matriek-sindroom. Ek dink die mense besef ek moes op 'n plek, ek het baie keer dit ek sukkel met bietjie angs. Weet ek sal dink overthink. En dan 90% van die keer dan het dit nie dis so bad nie. Ek dink ek moes leer, ek dink as kind, my pa's oorlede baie jonk was en weet ek moes, jy weet daai oudste kind, ek moet my ma met die sorg en weet jy overthink it en die ergste gaan altyd gebeur en ek moes relax. Ek was iets wat ek self moes geleer het, it will be okay. Die Here is in beheer. Die Bybel sê so, en mense sê so, en ek hoor dit van die ander mense getuig, maar ek self moes beleef waar ek weer moeilike tye gaan dat God is actually goed vir my. Ek kan relax. Ek kan baie keer net just be. En dit is een van die grootste goeie wat ek moes by myself leer is how to be in the moment. En nie altyd worry with that en dit is nogal vir my het my stryd gemaak en dat ek nie meer so hierdie angstig is nie. laaste vraag, wat gee jou hoop? Dieselfde wat ek nie verstaan is mense. So. Ek moet sê, daar's 'n storie wat vertel word, en ek gaan nou meer, ek is bietjie van 'n techno-optimist, so tegnologie gee my hoop. Tegnologie, ek glo in abundance. Ek dink 'n scarcity mindset is baie gevaarlik. Wanneer ons in scarcity ingaan en begin ons mense te laat op snaps, ja. Maar abundance en tegnologie bring abundance. As nou dat ek kan 'n klomp voorbeelde noem dit hoe dit gebeur. Waar die draai van die 19de eeu in was daar hierdie vrees vir permis gaan veroorsaak dat daar die wêreld ten gronde gaan. Die vervoerinfrastruktuur gaan in duie stort. Die headlines was daar, weer die stoepe was so hoog. Hulle kon nie meer die permis uit die strate van New York en Parys uitkry. Jy kan dit gaan navors. This is incredible. It's the end of the world as we know it. Imagine nou die Dit is waar jy getrol. ja, the shit was real. Ja. En oornag, die Model T voor eerste kar was die Mercedes-Benz en toe die eerste produksiekar die Model T Ford en niemand onthou eens meer hierdie storie. Kom sê ek dit, is in daai menslike en die creativity God in ons, as jy hoop tot Christus in ons, jy hoop tot heerlik en daar praat ek praat uit 'n kreatiewe innovative perspektief.
En mens is amazing. En Christus is die verpersoonlikheid van waarheid. So hy om te wees vir enige tech. We can rule and reign. So met ander woorde, wat gee my hoop? Is die mens se vermoë met tegnologie probleme op te los. Ek wil sê maak wat sê that future is symbiotic. Ons symbiose met die natuur, met mekaar en soort en met tegnologie nou. It's going to be a real thing. That's dus tot die robotte is op pad, by the way. Ek het hulle gesien. Ek wens ek kan een kry wat as hulle na my ma kyk, wat ek die AI in sy kop, hy gaan, dis amazing daar, maar tegnologie gee my hoop, maar in gerap met die menslike kreatiwiteit wel. Ek dink op dit, ek het chat GPT gevra, ek moet vir jou 'n slogan skryf, dis wat hy geskryf het. Ware innovasie begin nie by tegnologie nie, maar by 'n diep verstaan van mense, hulle drome, hulle vrese, dit pas so in by. So, daar's baie dankie. Ek kyk ons kan nog 6 ure praat met jou kennis. Dis was regtig 'n voorreg om so vanuit die. Dankie, Marco. Ek moet sê jy en dit wat jy doen is my inspirasie en nou so aan. Dis lekker. Dankie, voorreg. This is the moment we waited for. Everything you want is right here.